Goeiemôre julle fantastiese mense, baie welkom by die grootste Afrikaanse ontbytprogram in die hele wêreld. Nou ons kuier vandag saam met die verruklike aktrise en aanbieder van Kyknet se gewilde boersulke vrou Riandi Gray. Ek hoop die boere het 'n bietjie liefde gekry. Dat was binnekort weer 'n nuwe reeks. 100%, goeiemôre. Ja, die 23ste Julie begin die nuwe seisoen. Ja, en daar is definitief suksesverhale. O, jy's pragtig. Ons kuier lekker saam met jou vandag. Nou, Charlene is nou nie vandag hierso nie. Sy's bietjie loop 'n bietjie rond, maar die res van die span is inderdaad hierso. Leon, David, goeiemôre. Dit's lekker om jou te sien. ja. Riandi, Lekker Leo. is nog lekkerder om jou te sien. Baie welkom by ons. Baie dankie. So bly jy het jou groen bril aan vandag. Ek het geweet. Ons, jy weet, hier is vandag heelwat sakemense van groot besighede in die ateljee en ook 'n internasionale model, Katrein Kreer, wat vir baie Medical Emporium in leefstylsake verteenwoordig en ons gee weer 'n lekker prys van hulle weg. Salonia, môre. Ag, môre Leon, môre Dawie en môre Riani. Wat 'n voorreg om jou hier te hê in die ateljee. En 'n hartlike goeiemôre aan almal by die huis. In vandag se Sake Fokus kyk ons spesifiek na besighede wat betrokke is by drukwerk, verpakking, berging en die vervoerbedryf van Suid-Afrika wat gekenmerk word deur tegnologiese vooruitgang en innovering. En natuurlik krities belangrik is die kos. Corlie, wat eet ons? Goeiemôre span, Rians, baie welkom hier by ons. En goeiemôre en welkom in my bitterlekker koningskos kombuis. Ek maak vandag weer 'n heerlike gereg met lamsvleis van Lamb Champs. En vandag bederf ek julle met mediterrane lamsvleis rotties wat ons geniet saam met 'n Cape Saint Blaise gin. So jenever so vroeg in die oggend, dit klink vir my baie lekker. Ons kop ouer gewoonte af met die weersake deur ons meteoroloog Anet Botha en daarna landbousake met Agri Technovation. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Welkom by Weersake. Hierdie naweek het ons 'n sterk hoëdrukstelsel, 'n suid wat 'n yskoue lugmassa gaan versprei oor die land. Maar meer hieroor net nou. Kom ons kyk eers na ons damme. In vergelyking teen verlede jaar lyk ons damvlakke darm baie gesond en hoewel daar baie gepraat is oor moontlike sterk El Niño later vanjaar, het ek vir ons 'n bietjie goeie nuus. Ons het na die Valdam data gekyk sedert 2004 en in 11 van daai jare was die Valdam soos vanjaar in die begin van winter bo 90% vol en in al 11 jare het die dam vir die volgende 9 maande bo 50 gebly. Selfs tydens 5 El Niño seisoene. So ons is dankbaar vir die vol Valdam. Dit is beslis 'n beter beginpunt. So Saterdagoggend miskol aanvanklik in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal met ligte ryp in dele van die Karoo en veral wydverspreide ryptoestande Sondag in die Vrystaat en die suide van die Hoëveld. Dan het ons daai hoëdrukstelsel soos genoem wat yskoue lugmassa gaan inbring en ook reënbuie vir dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Hoofsaaklik vir die kusgebiede en dan teen Sondag sal dit versprei oor dele van KwaZulu-Natal en die oostelike platteau. En dan Saterdag het ons ook hierdie koelerige suid-suidoostewind wat gaan waai in Kaapstad, meestal ligte wind oor die res van die land, maar teen Sondag agter daai koue front het ons hierdie fris yskoue aan lande gevloei wat sal waai langs die kus van Suid-Afrika. Kom ons kyk na jou temperature, dis koud aanvanklik en van die van julle wat na die bokke gaan kyk en Skotland aanvat op loftes, vat maar baadjie saam, dit gaan koud wees die aand. Sondag soortgelyke toestande, meestal Sondag met temperature rondom 20 vir die Hoëveld en middel 20s vir dele van die Kruger Nasionale Park. Dit is yskoud aanvanklik in die Vrystaat met ligte ryp Saterdag en 'n Sondagoggend en dan die naweek het ons aan lande gevloei wat koelerige weer en hier en daar 'n ligte reënbuie gaan inbring vir KwaZulu-Natal. Selfde vir die Oos-Kaap, daai hoëdrukstelsel bring koue toestande in. Temperature gaan sukkel om 15 te bereik oor die binneland van die Oos-Kaap met ligte reënbuie moontlik oor die kusgebiede en die aangrensende binneland. Dan Saterdag gaan daai koelerige suid-suidoostewind waai hier in Kaapstad. Dit is nogals koelerig teen tye en jy kan sien dit gaan lekker koud wees in dele van die Karoo met maksimum temperature onder 15 in die omgewing van Laingsburg en Beaufort Wes Saterdag asook Sondag. In die Noord-Kaap is dit mistig aanvanklik hier in Alexanderbaai en in die suide. Daar gaan dit ook lekker koud wees. -1 in Sutherland Saterdag en 'n Sondagoggend. Meestal sonskyndag vir dele van die Noord-Kaap, maar heelwat hoëvlakwolke die naweek wat sal beweeg oor die provinsie. En dan kyk ons na ons buurlande, dis winderig al langs die kus van Namibië en is droog elders, behalwe vir 'n skaalkans van 'n motreentjie wat kan val in die omgewing van Maputo, Saterdag en Sondag.
Teen Maandag kan ons sien daai hoëdrukstelsel gaan steeds reënbuie inbring vir KwaZulu-Natal, ook nou oor dele van Lesotho, waar die temperature laag genoeg gaan daal vir ligte sneeu om te val oor die hoë berge. So diegene wat wil gaan sneeu kyk, onthou maar net jou paspoort. En dan die res van die week gaan dit meestal droë Dinsdag wees vir Suid-Afrika en dan teen Woensdag aand het ons die volgende koufront wat die Weskaap sal bereik. Temperature Maandagoggend is ysig koud oor die binneland met ligte rypenplekke veral in die Karoo en dele van die Vrystaat en dit is steeds kleurig die middag hier in die blou skakering matig in die res van Suid-Afrika. En dan Dinsdagoggend kan ons sien ligte ryp ook moontlik hier in dele van die Vrystaat, veral in die omgewing van Bloemfontein en Bethlehem. Die noem temperature net so 2 grade in daai omgewing. Maar teen die middag gaan dit darm hier en daar warmer wees oor Suid-Afrika met meestal sonskyn toestande. Dis al van my af onweer of mooi weer. Geniet jou dag. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Ek gesels met Marnus Ferreira. Nou luister na hierdie titel. Hy is die tegniese hoof van grondkunde en iTest Soil Agri-Technovation. Marnus, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie Dawie, lekker om hier te wees. Het ek dit ten minste reg gesê? Dis 'n mondvol, maar dis reg. En ons gesels vanoggend oor data mining. Wat is data mining? Jy's Dawie, dit is seker die interessantste en grootste verandering wat in landbou huidiglik plaasvind. So kom ons doen die definisie eers, dit is bietjie vervelig, maar dit is die ontbloting van tendense en korrelasies in data. Okay, nou groot finansiële instansies gebruik dit al vir jare. Maar in landbou is dit 'n nuwe ding. So wat anders ter maak is hierdie data is wetenskaplike data. So dit is blaarmonsters, koolhidraatmonsters, grondfisies, grondchemies, wateranalises, blomme, vrugte, enigiets. En dan begin ons tendense en korrelasies uit daai datastal uittrek om vrae in die industrie te begin verander en te beantwoord. Dit is ongelooflik. So ek dink wat die antwoord is, maar kom ek maak dit seker. So vir wie is dit? Vir wie word dit gedoen en vir wie gebruik dit? So op die einde gaan dit vir die boer, die kliënt. So dit is agter elke boerdery is daar familie. So dit gaan vir hulle. Maar intern gebruik ons dit om onsself natuurlik beter en meer kundig te maak en om sekere vrae in die industrie te beantwoord. So aan ons kant is dit plantfisioloog, grondkundiges, landboukundiges, chemiese ingenieurs wat hierdie data gebruik om beter antwoorde op die plaas te kan gee. Hoe word dit gebruik? Baie interessant. So jy vat nou byvoorbeeld blaaranalises, grondanalises, water. Nou groepeer jy dit saam en jy vra hierdie datastel 'n vraag. So jy kan dit koppel aan enigiets. Jy kan dit koppel aan opbrengs, jy kan dit koppel aan kwaliteit, jy kan dit koppel aan raklewe, hoekom speen sekere plante vrugte op sekere tye. En dan vra jy die datastel, gaan groepeer vir my die belangrikste korrelasies vir byvoorbeeld 'n goeie boord. So jy kan dit doen vir 'n land, vir 'n streek reg oor die wêreld en sê ek het 'n sekere gewas wat verskriklik goed presteer in 'n sekere gebied. Hoekom is dit? Gaan wys vir my wat is die korrelasies in die datastelle, wat is die sterkste korrelasies. Dan weet ons waar om te begin. Jy weet wat se vrae om te begin vra op die plaas. Jy weet wat se elemente het 'n groter rol te speel in terme van kwaliteit byvoorbeeld, wat ook al die vraag is. En so kan ons begin pinpoint presies wat is daai probleem en dit begin oplos. So wat is daai probleem wat jy wil oplos? So 'n groot probleem byvoorbeeld by avokadopere is die speen van avokados. Op kersies is dit hoe kry ons beter kleur. Op macadamias en citrus is dit wat se kultivars pas beter en wat se streke waar doen hulle beter en op watse gronde. Wat se besproeiingsstelsel is die beste vir dit. So dit is so wyd soos wat jy kan dink. Ek wil nog eintlik baie dinge met jou gevra het, maar ons tyd is nou ongelukkig klaar, jy weet, maar ek kan net vir jou sê baie dankie dat jy 'n draai kan maak hier. So ek dink dit is 'n absolute fascinerende onderwerp. Baie dankie, ons dink ook so. En dis Marnus Ferreira, tegniese hoof van grondkunde en iTest Soil Agri-Technovation. Dis 'n lekker bakvol. Maar dit wys jy net landbou is ook deel van die moderne ekonomie. Die enigmatiese, die kleurvolle Rian de Grey, dames en here.
Dis so lekker om jou te hê. Dankie Leon, is baie lekker om hier te wees. Ek dink ons moet nou maar net begin vir die wat nou nie weet nie, net so 'n bietjie die kom vandaan, waar het jy groot geword, skool gegaan, daai tipe dinge. Kom van Pretoria af, Ja. Love Pretoria, het gaan Swartpoort, bietjie gewerk in Johannesburg, glad nie vir my gewerk het, teruggegaan Pretoria toe. Ja. Soos jou kouse sê, moed tot die dood, Pretoria tot die dood. Wat doen ons? Dis Moed Pretoria. Oh nee, wag, miskien het seker beter as te doen. Ek wil jy gewaarsku vir daai. Ja. Maar ek eintlik my groot liefde is die plaas, want my oupa het 'n plaas gehad. My ma is een van 5 sissies en hulle wou nie boer nie en hulle mans wou ook nie boer nie en ek was te klein om te boer. Ja. Anders sou ek. Maar ek dink jy's of gebore met die stad in jou hart of met plaas in jou hart en dit is nou maar net toe ek gebore was met plaas in my hart. So jy was tot 'n groot mate so half bietjie in die wieg gelê vir jou huidige beroepskeuses en natuurlik boersoeke vrou, maar ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. So was jy daai klassieke kaalvoet kind wat rondgehardloop het op die plaas en die diere gevoer het? Ek is nog steeds. Is jy nog steeds? Ja. Al bly jy nou in die stad? Al bly ek in die stad met boersoeke vrou het die vervaardiger 'n paar keer vir my in my oor gefluister, Riandi, trek aan jou skoene. Dan ek in die middel van 'n onderhoud net so gemaklik geraak en dan ek was op die plaas tussen die boere en my mense en dan Ja. so nee, ek is definitief nog steeds 'n kaalvoetkind. Daai. Ek maak net asof ek iets gewoond is as ek kom werk. Nou, mooi aantrek. Maar ja, so, nee, dit so is op die maar- skurwe hakskientjies. Ja. Jy het gaan swat by Potch. Wat was dit toe? Wat het jy gaan studeer? Grafiese ontwerp O. en ontwikkelingskommunikasie. So drama is wat ek eintlik nog altyd wou doen, maar ek is bietjie van 'n pluggie en destyds klink nou of ek horing oud is, maar destyds so ek moes gaan lag jy omdat dit is. Nee, ek It's funny because it's true. Ek niks nie. Toe was drama die industrie nie waar dit nou is nie. Ja. Nou is daar soveel geleenthede en baie reekse en flieks en so toe as al een Afrikaanse flieke jaar uitgekom het, was dit 'n massive ding geweest. Ja. So toe het ek nie drama gaan swat nie want ek is 'n pluggie en ek wil weet ek het 'n inkomste en daai tipe goed. Toe gaan swat ek my tweede passie wat kuns is, wat grafiese ontwerp is. En toe halfte van my eerste jaar toe sê ek vir my pa ek is sielsongelukkig. Ek moes drama gaan swat het. En toe vlieg ek Kaap toe, doen 'n audisie vir drama, kry kosuitskering, alles. Ek gaan die volgende jaar Stellenbosch toe, gaan drama swat. Maar toe sê ek te veel van 'n pluggie. Toe wil ek nie opskop nie, want dan moet ek nou vir die res van my lewe sê ek het opgeskop. Wieg jy om, maar in my eerste jaar het ek gedink dis die einde van die wêreld. So toe hou ek aan om grafiese ontwerp te swat. En ek's baie bly daarvoor want ek het toe 'n hele ruk gesukkel om in die drama industrie in te kom en dit het toe nou vir my 'n inkomste en bietjie sekuriteit gebied. Maar dit was nooit presies wat ek wou doen nie. Maar dit het toe nou wel later gekom, die drama ding en natuurlik is die res tipe van geskiedenis. Jou eerste rol is toe in Sewende Laan. Ja. Estie Forshee in Sewende Laan. 'n ex-ontkleed danser. Hoeka, ek het gewonder of jy daai ou Ek moes net, dit nie omdat ek wil nie, ek vir die mense wil hoor. Ja, dis op die papier. Ja, dit staan hier geskryf. Ek hoor jou. Ook 'n pluggie, ook 'n pluggie. Ook ek wil myn jou pluggies brille, dieselfde mens. So ek het audisie gedoen vir 2 karakters, 'n kleiner een en 'n groter een en ek het toe hulle my bel en sê ek het die rol gekry. Toe dink ek outomaties dis vir die kleiner een want ek het toe al soveel keer audisie en net nooit iets gekry nie. Aha. En toe hulle vir my sê dit is vir Estie Forshee wat toe die permanente karakter is, toe kon ek dit amper nie glo nie. Ek het amper nie gegaan vir die audisie nie want dit was 'n week voor ek en Dewald getrou het. En ons het 'n komplete doen dit jouself troue gehad. Elke liewe ding het ek geverf en gemaak en ek sê vir Dewald daar's soveel goed wat nog moet gedoen word en hy is net so gaan vir die audisie. What a man. Dis gaan vir die audisie. Niemand gaan weet as so 'n minder ding of nie iets daarby is by die trou nie. Gaan vir dit. Gaan vir die audisie, trou, gaan op honeymoon, kom terug daai Sondag, Maandag bel hulle my en sê ek moet Woensdag begin by Sewende Laan. So toe begin huwelik en nuwe loopbaan en alles toe soos verander my hele lewe in
'n week. In 'n week. Ja. En toe vind ek ook uit ek is 'n onkleeddanser wat ek nie geweet het met die Dit is 'n interessante wending en ek dink dit was toe nou veral so na die honeymoon. Ons gaan nou verder gesels. Dis dan jy praat van die rol. Ek moet gaan O, vir dit. nee, dat ek kan verstaan tips nou kry. alles. Nee, dit maak nou alles vir my baie mooi sin. Dankie dat jy dit vir ons mooi ingekleer het. Ek het dit nou eers verstaan. Ons kyk nou na Lamb Champs wat die 25ste Julie in Pretoria plaasvind en daarna is dit Corlie met heerlike lamsvleis verskaf deur die einste Lamb Champs. Dis belangrik. Dinkie asseblief. Dis 'n fees oor chops. Hierdie is nie net 'n gewone fees nie. Hierdie is Lamb Champs 2026. Kom geniet sappige spitbraaie, ons legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n massiewe speelarea vir die kinders. Op die verhoog Demi Lee Moore, Jean Boucher, Jackals Vibes en nog vele meer. Sal jy vir my Ja, inhoud stuur? maak notas. Kry jou kaartjies nou by Webticket of lambchamps.co.za. Met trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota. Nou, die belangrikste bestanddeel in vandag se resep is die lamsvleis. Om tyd te spaar, het ek dit vooraf volgens die resep voorberei. Nou dit is stadig gaar gemaak in die oond of 'n stoompot tot dit heerlik sag en maklik uitmekaar kan trek. En dan voeg jy nou net die olywe ook by die lamsvleis. Nou ek het ook my rosa tomaties vooraf met olyfolie, sout en peper in die oond gerooster totdat hulle mooi begin karamelliseer het en dit is dan nou voor my en gereed. Nou in hierdie pan het ek reeds babamurg pampoentjies en rooi eie in 'n bietjie olyfolie gebraai. Hulle moet nou net mooi sag word, maar steeds ook hulle ferm tekstuur behou. Nou geur ek dit net met komyn, 'n knippie sout en vars gemaalde swart peper. Nou die komyn gee daardie tipiese warm mediterrane geur wat so goed saam met ons lam gaan werk. Nou kom ek geur net gou die groente met die komyn dan. Jy kan nou maar besluit hoeveel jy wil insit. Ek het so 'n teelepeltjie bygesit en dan net sout en die peper. En dan vir ekstra bietjie smaak sit ek nou al bietjie vars petersilie ook hierby en ek gaan dit nou by my lam ook sit en dan kan jy dit nou net weer so goeie roer deurgooi. Ek gaan nie nou dadelik my tomaties bysit nie, ons doen dit eers later. En dan 'n ander belangrike bestanddeel is enige mediterrane tomatiesous. Nou dit bring later net al die elemente wat ons so apart voorberei het bymekaar. Nou as ek net nou terug is, voeg ek die sagte lamsvleis by hierdie geurende groente en bring al die bestanddele saam vir 'n ongelooflike lekker vulsel. Nou eers oor na sulke fokus met Celonia. Pollen, besigheidsfinansiering. Welkom by die Sakefokus. Vandag se tema is drukwerk, berging, verpakking en vervoer. En ons begin deur te kyk na een van Suid-Afrika se bekendste handelsname in die drukkersbedryf. En dit is Jetline Suid-Afrika. Daarna gesels Dawie met hulle. Jetline Suid-Afrika is al vir meer as 30 jaar 'n kenner as dit kom by drukwerk en handelsmerke. Vanuit 'n enkel idee in die vroeë 80er jare het hulle gegroei tot 'n landwyse netwerk van winkels, ondersteun deur 'n wêreldklas produksiefasiliteit in Sandton. En besigheid bepaal een ding of 'n handelsmerk raak gesien word, sy verpakking. Want voordat 'n kliënt jou produk proe of jou etiket lees, sien hulle die boks waarin dit kom. Van pasgemaakte bokse en premium etikette tot kleinhandel en voedselverpakking. Jetline se ontwerpe laat dit op die rak uitstaan en beskerm ook jou handelsmerk. Van besigheidskaarte tot reklameborde, van konsep tot rak, bied hulle byna 300 dienste, alles onder een dak. Plaaslike winkels, landwyse bereik, gehalte wat jy kan vertrou. Jetline, jou kundiges in drukwerk, verpakking en handelsmerke.
Philip de Koster, hy is die finansiële direkteur en Nico Erlang is die verkoopsdirekteur van Jetline Corporate Print. Meneere, goeiemôre, baie welkom. Môre daar. Philip, kom ek vra vir jou eers. Almal ken jou al vir Jetline of die meeste mense ken jou, maar vir die wat nou nie vir Jetline ken nie, vertel vir ons meer, wat doen julle? Wat is julle besigheid? Ag, dankie Darwin. Dankie vir die geleentheid vanmôre. Ja, Jetline is al aan die gang van in die 80s af. So ons is al baie jare in die gang en weet as dit nou van kopiewerk af gaan na groot kommersiële drukwerk. En ek meeste van die kykers gebruik Jetline op 'n daaglikse basis. So dis maar enigiets van print, soos een van die slagsprekers sê van besigheidskaartjies tot billboards. Ons doen alles. Dis eintlik enige plek waar mens kyk, ergens gaan jy ergens vir Jetline raak sien. Maar julle is ook in die verpakkingsbedryf. So hoe het julle toegetree tot die verpakkings? Ag, daar wees soos COVID maar begin het almal na hulle self begin kyk en besluit jy weet waar en hoe wat verder gaan ons doen en weet verpakking het opgekom, ons besef almal moet eet. Ja. En almal moet hulle kos in 'n pakkie kry en dit ons besluit ons gaan nou verder in dit begin investeer. En ja, dit gaan baie goed op die stadium. Ons is regtig besig om daai lyn baie groot uit te brei. En ons het gesien daar's 'n groot gaping vir mense wat daai persoonlike touch wil hê. So om 'n one-on-one te kan doen met mense in 'n winkel is baie van die verskaffers verkies dit en dit gaan goed op die stadium. Ja, wys jy my net, as daar 'n krisis van 'n aard is daar altyd 'n geleentheid van 'n aard ook. Julle eerste kliënte wat julle gekry het by in die verpakkingsbedryf, vertel my van hulle. Wel, toe ons besluit het om in te gaan toe na aantal pad huis toe dink ek aan 'n besigheid wat my buurman het. Hy is die eienaar van Bosveld Aanstekers. Ja. So ek het hom gaan sien, hy het ons 'n kans gegee om te druk. Ons het 7 dae later het ons afgelaai en hy was verstom. So die mark is gewoond aan lang produksietye en dan klere variansies tussen die twee verskillende drukrondes. En ons het besef dis 'n kopseer in die mark wat ons basies 'n antwoord voor het. En toe het ons verder in dit begin gaan, meer kliënte gekry en net deur die produk af te laai in 'n baie korter tydperk as ons kompetisie en natuurlik die konsekwentheid wat ons hou dat ons handhaaf dieselfde standaard dwarsdeur. So wat maak jy om seker te maak dat hierdie verhouding gehandhaaf bly tussen jou en die kliënte? Wel, ons is die enigste drukker in Suid-Afrika wat geakkrediteer is deur Heidelberg. Ons hardloop 'n fabriek wat op internasionale standaarde hardloop deur die nuutste Europese tegnologie te inkorporeer in die hele produksieproses. En dit help ons om hierdie bemarking of hierdie verpakkingsindustrie heeltemal anders as ons kompetisie te doen. Jy het verwys na die kwaliteit, jy weet, maar hoe maak jy seker dat daai spesifieke kwaliteit die heeltyd gehandhaaf word? Dis deur die tegnologie. Dit is 'n proses wat hoë tegnologie het, natuurlik mense wat baie professioneel is wat dit hardloop. Ons sit baie aandag in dit om seker te maak dat ons op die einde van die dag 'n produk aflewer wat van internasionale standaard is. Ja, mens kan nie 'n besigheid bedryf as jy nie tegnologie het en natuurlik die nodige vaardighede nie. Maar natuurlik moet mens ook die produk ergens in die hande kry. So as ek nou van julle produk in die hande wil kry, hoe gaan ek te werk? Ag, daar wie die beste is, maar seker nou op ons webwerf www.jetline.co.za of 'n e-pos aan ontbytsake@jetline.co.za. So en dit is julle kan lewer julle af ook? Ja, landwyd. Waar ook al gaan julle kan ons in die hande kry. Hulle kan by 'n winkel instap en enige winkel eienaar gaan vra en dan kan hulle help of hulle kan net 'n e-pos stuur dan kan ons hulle in die hande kry. Het julle enige idee van hoeveel kliënte julle het? Baie. Nee, baie. Ons is ja, ons is naby 16,000 laaste geteken baie. 16,000, heerlik klomp. Jetline Corporate Print, Philip de Koster, finansiële direkteur. Philip, dankie dat jy vanoggend by ons het raak gemaak. En Nico Erlang, hy is die verkoopsdirekteur van Jetline Corporate Print. Dankie dat jy ook by ons het raak gemaak. En dit wys jy maar net, daar's altyd 'n geleentheid ernstig en dit is my so lekker om met die entrepreneurs in Suid-Afrika te gesels. So ons kyk nou wat Jetline nog alles doen behalwe drukwerk en dan oor na HFR vervoer en Leon gesels met hulle. Wat Jetline werklik onderskei, is hulle kliënt eerste filosofie. Kliënte kry altyd 'n oplossing, of dit nou 'n eenvoudige besigheidskaartjie of 'n nasionale verpakkingbekendstelling is. Hulle kan op Jetline staat maak om die diens te lewer, betyds met uitnemendheid en sonder kompromie. Vir meer as 3 dekades lank is hulle al bekend daarvoor om hoë gehalte drukdienste aan individue en besighede reg oor die land te lewer, deur die nuutste tegnologie met tradisionele vakmanskap te kombineer. Jetline beskou kliënte as vennote. Hulle sien die kliënt se sukses as hulle sukses. Kliënte kry werklik wêreldklas kwaliteit by 'n verskaffer wat gefokus na hulle belange omsien. Hierdie kliënt of vennootbenadering, gekoppel met topkwaliteit, skep 'n baie stewige fondament vir langtermyn sukses.
Jetline, Suid-Afrika se grootste en mees betroubare drukkersnetwerk met meer as 50 winkels landwyd. HFR Vervoer is 'n diensgerigte logistieke maatskappy wat spesialiseer in koelkettingvervoer vir verskeie nywerhede in Suid-Afrika en buurlande. HFR vervoer 'n wye verskeidenheid produkte, waaronder gevriesde en verkoelde produkte, vars vrugte soos sitrus, avokado's, piesangs, appels en tafeldruiwe, asook FMCG-produkte en ander droë vragte. Elke vrag word veilig, doeltreffend en betyds vervoer. Gedurende die afgelope 32 jaar het HFR Vervoer voortdurend gegroei en sy dienste uitgebrei. Benewens koelvervoer beskik hulle vandag ook oor 'n moderne vloot van curtain-side vragmotors vir droë vragte, auger-tankers vir veevoer, brandstoftankers, asook generator skeleton sleepwaens vir die vervoer van droë en temperatuurbeheerde vraghouers. Met depots in Boksburg, Kaapstad, Port Elizabeth, Durban, Windhoek en Walvis Bay verseker HFR betroubare diens oor 'n uitgebreide geografiese gebied. Hulle groei in die koelkettingbedryf het ook gelei tot die ontwikkeling van moderne koelstoorfasiliteite in Boksburg en die verkryging van 'n fasiliteit in Walvis Bay. Daarbey bied hulle verpakkingsdienste aan om 'n volledige geïntegreerde logistieke oplossing vir hulle kliënte te verseker. By HFR staan mense sentraal tot alles wat hulle doen. Hulle glo hulle grootste bate is hulle personeel en daarom lê hulle welstand en beste belange na in die hart. HFR is ook toegewyd aan die ontwikkeling van hulle werknemers deur voortdurende opleiding, vaardigheidsontwikkeling en geleenthede vir persoonlike en professionele groei. Wanneer die mense groei, groei die besigheid saam met hulle. Dieselfde beginsel geld vir hulle kliënte. By HFR staan kliënte altyd eerste. Hulle bou langtermynverhoudings wat op vertroue, eerlike kommunikasie en wederwysige respek gegrond is. Hulle verkies direkte samewerking sonder onnodige middelmanne, sodat misverstande beperk en oplossings vinnig gevind kan word. Deur doeltreffende kostebestuur en uitstekende dienslewering verseker hulle maksimumwaarde vir elke kliënt. HFR Vervoer, hulle streef nie na tweede beste nie. Hulle dryf uitnemendheid, bou vertroue en lewer gehalte waarop kliënte kan staatmaak. Die lese by HFR Vervoer bly, hou kop, hou moed, hou aan. Stefan van Rensburg en Rudolf Schäfer is van HFR of HFR Vervoer. Goeiemôre. Hallo Leon, lekker om te wees. Lekker om julle te hê. Rudolf, ek gaan by jou begin. Vertel ons van HFR se reis die afgelope 30 jaar. Hoe het julle van 'n familieonderneming tot een van Suider-Afrika se grootste verkoelde vervoerders gegroei? My pa het eintlik op die plaas begin toe hy, ek dink 1994 het hy met een trok begin. Hy het vir my oupa geboer op die plaas ons depo vandag nog is. Het hy gesê boerdery gaan nie vir my uitwerk nie. Toe sê hy gaan dalk 'n plan moet maak toe verkoop hy sy beeste wat hy op daai stadium gehad het en sy kar op daai stadium verkoop dit. Toe koop hy sy eerste trok en toe van daar af nooit weer teruggekyk nie. So was verlang as hy die drywer, die spaardrywer, die mechanic, hy die trok gewas en my ma die boeke gedoen. So jy weet dis regtig van niks af begin nie en ja, as ons nou terugkyk en voel dit soos 30 jaar terug. Wow. Ek bedoel, ja, so ver gekom in die tyd. 'n Wonderlike reis. Stefan, as HFR ervaar julle sekerlik die ekonomie en die veranderinge in die ekonomie, die uitdagings. Wat is die tendense wat julle optel tans en hoe pas HFR Vervoer daarbey aan? Kyk, wat nou gebeur is die verhoogde vervoerpryse en logistieke kostes begin nou deur die mark kom. So jy begin nou agterkom dat die produkte begin stadiger skuif. Dit raak al stadiger en jy weet dit sit die verbruiker is geweldig onder druk. So dit het 'n effek op die binneland, die buiteland gaan nog redelik sterk aan want uitvoere is 'n groot deel van ons mark. Ja, en dit word ook 'n uitdaging natuurlik. Brandstofpryse is natuurlik in dieselfde asem genoem 'n groot uitdaging vir vervoermaatskappy natuurlik. Hoe bestuur julle daai risiko en hierdie koste en hoe bly julle mededingend in die mark? Ja, want dit is baie energie vanaf die drywers, die toerusting wat jy gebruik, jy weet nuutste toerusting, jy weet goeie onderhoud op die toerusting om seker te maak dat jy so effektief as moontlik is. Rudolf, hoe help voortdurende beleggings in nuwe infrastruktuur want natuurlik verander dit heeltyd nuwe in tegnologie en natuurlik vlootuitbreiding julle om julle kliënte beter by te staan. Kyk, so ons is lankal nie meer net 'n maatskappy wat trokke koop en moet dit ry nie. Ons gaan obviously kyk na wat se trokke is die beste in die mark, wat se bande is die beste, wat se weet die beste performance is wat jy nou sal sê. Ja. Ons tegnologie met ons soos tracking wat ons vir ons kliënte kan aanbied. Ons probeer heeltyd op dit bly en saam met dit het ons ook nou probeer koue store, jy weet aanbou ons het 2 koue store in Boksburg en in Walvis Bay wat ons probeer om die ketting vir ons kliënte, jy weet of hulle die hele pakket te kan aanbied in plaas van net
vervoerders wees, ons kan vir jou sê ons kan jou trokke, ons kan jou vragte ry en ons kan vir jou stoor, jy weet, om die hele boedel vir hulle aan te bied. Raak dit belangrik in hierdie ekonomie om daai tipe van ding om meer as net een diens aan te bied? Ja, ons dink jy weet jy moet altyd probeer uitbrei en groei, maar jy kan ook net soveel trokke en die mark net soveel so groot. So jy wil regtig jy wil vir 'n kliënt hê dat jy kan as ons 'n produk aanbied dan bel jy vir my of vir Stefan as jy enige probleem het van waar jy die ding jou plaas verlaat totdat hy op die skip kom en ons kan vir jou die diens aanbied. So dit is vir ons baie belangrik om met die ding en so te bly. Hoe julle noem dat julle belê in julle werknemers? Hoe gebeur dit en hoe dra hulle by tot julle maatskappy sukses? Kyk, ons sê altyd dis die mense, die span mense is die belangrikste ding in die maatskappy. So ons het regtig begin van niks af nie tot nou toe. So ons sal regtig mense wat daar aankom sonder 'n hoop of 'n kans sal ons sê luister, ons sal vir jou plek probeer kry. Dat ons nou soveel studieprogramme en beurse aanbied vir ons mense en dan ook oor die jare, jy weet, sterk ouens so Stefan en die res van ons bestuurspan bygekry het. Jy weet wat nou 'n bietjie duurder mense in die mark is, maar wat mense wat die werk kan doen. So ons het gekom van regtig 'n agterstand af tot waar ons nou vandag kan sê, weet ons het die regte mense om die job te doen, staan. Want op die einde is dit tog maar die mense wat 'n maatskappy maak. Ja. Soos julle lekker mense ook hierso. Ja. Stefan van Rensburg, besturende direkteur en Rudolf Schäfer, algemene bestuurder van HFR Vervoer. Baie dankie dat julle vanoggend hier was en mag julle besigheid net nog vir die volgende 30 jaar van krag tot krag groei. Baie dankie Leon. Dankie. Is nou eers oor na ekonomiese sake. 'n Sterker ekonomie begin by mense wat veilig en tuis voel en wat hoop het. Hartland, trotse borg van ekonomiese sake, want ons bou leefstyle wat saam met Suid-Afrika groei. Wel, ek het gereken net so 'n bietjie te gesels oor ekonomiese groei vir hierdie jaar. Daar's 'n paar statistieke wat nou begin uitkom in die tweede kwartaal wat vir mense aanduiding gee van wat potensieel in die tweede kwartaal kan gebeur. Eerste kwartaal het gegroei met 0,5% teen 'n jaarkoers. Dit beteken ekonomie groei teen die eerste kwartaal teen 0,5%. En daar's natuurlik 'n klomp onderafdelings in die ekonomie en 'n baie belangrike een daarvan is die vervaardigingsbedryf. Nou die vervaardigingsbedryf, die het alreeds in April ingekrimp met so wat 2,6%. En nou het ons Mei se syfers gekry en dit krimp verder in met 4,3%. So dit dui vir my daarop dat die tweede kwartaal se ekonomiese groei ook baie swak geweest, maar hier's iets wat my nogal baie bekommer. En dit is die vervaardigingsbedryf in Suid-Afrika. Die rol van die vervaardigingsbedryf in die Suid-Afrikaanse ekonomie het dramaties gedaal die afgelope tyd. Byvoorbeeld in die 1980s, die vervaardiging, dis net tipies fabrieke en so, was so wat 25% van die Suid-Afrikaanse ekonomie. En dit het geleidelik al kleiner en kleiner geword en die Suid-Afrikaanse ekonomie is eintlik besig om te de-industrialiseer. Ons verloor ons fabrieke. Al meer en meer is dit besig om te gebeur. So wat 25% in die 80s en in die 2000s het dit gedaal tot onder 20% en vandag is die vervaardigingsbedryf net so wat 12% en is besig om kleiner te word soos die syfers wat ek sopas vir julle gesê het. So as met terugkom na ekonomiese groei, die tweede kwartaal se syfers gaan weer 'n keer baie swak wees. Daar sal 'n moontlikheid dat die ekonomie negatief kan groei in die tweede kwartaal en miskien selfs die derde kwartaal, wat dan beteken ons is amptelik in 'n sogenaamde tegniese resessie. Of dit nou een gaan wees of nie, maak nie eintlik saak nie, maar swak ekonomiese groei is sekerlik ons voorland en daarmee saam 'n hele klomp ander nare goeters. Nie sake is volgende en 'n gesels met Jana Marx van Die Papier. Nou ek het besluit om volgende week te gesels oor die munisipaliteite en daar's 'n klomp statistieke oor munisipaliteite, die plaaslike owerhede bekend gemaak die afgelope week, maar hier's ook 'n storie oor die plaaslike owerhede en dit is dat Tesorie het besluit om 'n sekere finansiering in die plaaslike owerhede terug te hou. Jana Marx is van Die Papier en sy is ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, dankie. Ekonomiese groei lyk maar vrotterig, munisipaliteite lyk maar vrotterig en lyk wie Tesorie het uiteindelik besluit om op te tree. Hulle het so hulle die toelaas teruggehou. Ons praat hier van Johannesburg wat 3,6 miljard van teruggehou is. Natuurlik maak Johannesburg toe nou baie naam want dit is die ekonomiese hub van Suid-Afrika. Dit is wel nie die enigste metro nie. Maar wat my so opgeval het hierdie week is die ongeërgdheid van ons burgemeester, die Johannesburgse burgemeester en die stadsraad blykbaar hieroor. Weet jy, hy maak in 'n stadium 'n grappie by die media konferensie en sê, "O, dit is 'n rehous op ons tone." Nee, hulle hou jou nie op jou tone nie. Hulle wys jou absolute swak bestuur in hierdie stad uit.
So ja, mense is baie bekommerd daaroor want ons kan klaar nie ons rekeninge betaal nie, dis juist hoekom hulle die geld terughou. En jy weet, ons hoop dat die geld word vinnig terugbetaal. Kom, die minister van Finansies gee so as 25% van die plaaslike owerhede kry hulle by die minister van Finansies. Dis in die hele lot saam, party meer, party bietjie minder. Hoekom hou hy dit nou terug? Is hier so 'n politieke hoekie hierso wat ons dalk mis? Kyk, dit kan baie moontlik wees. Dit is mos nou maar voor 'n verkiesing. Dit is nou al oor 'n ruk wat hulle hierdie briewe skryf en die munisipaliteite al waarsku. Maar ek dink mens moet nie vergeet dat daar 'n verkiesing voor lê nie. So daar kan definitief bietjie van 'n politieke hoek daar wees, ja. Kom ek maak 'n voorspelling hierso, né? Ja, hy gaan nou die geld terughou en die munisipaliteite gaan nou rondspring soos 'n klomp katte op warm plate en dan so 'n maand voor die verkiesing, dan gaan die geld laat gaan. Skielik deurgaan om te wys hoe effektief hulle eintlik is, nê. Nou sê ek direk baie stout. Dis nie al wat aan die gang is nie. Hier's 'n groot storie. Vertel ons daarvan, Dina Poole. Ja, Dina Poole, sy is mos nou maar die minister wat baie in die nuus was die afgelope paar weke, baie omstrede. Sy was skuldig bevind aan onetiese gedrag in 2013. Sy is as minister toe al verwyder. En ja, toe ons nou hierdie week sommer net 'n eenvoudige CIPC soektog doen. Toe sien ons maar die minister het nog steeds nie al haar belange verklaar nie. Dis wat sy skuldig bevind is destyds al, nie die verklaring van belange. En hier het nou weer gebeur. Hierdie het gegaan oor 'n aktiewe direkteurskap. Dis direkteur van 'n maatskappy. Jy moet as jy in die parlement dien, moet jy sê jy dit verklaar en sê jy is 'n direkteur. Dit verskyn nie op die belangeregister nie en ek het natuurlik navraag na gerig om nou te hoor wat is nou die storie en 'n baie benoude kantoor het my gistermiddag gebel. En eintlik maar vir my gesê, "Joe, weet jy, hulle het nou, dit was 'n bietjie van 'n oorsigfoutjie. Hulle gaan dit dadelik regstel. Die maatskappy doen die besigheid nie. Hulle gaan haar as 'n direkteur verwyder. Dit sal vandag wys." En toe is ek sommer gevra, "Ag, kan ons nie maar net nie die storie publiseer nie asseblief?" Uiteraard kan ons nou nie daaraan gehoor gee. Hier is twee groot dinge wat vir my nou hier uitstaan. Die eerste een is julle het hierdie storie, dis 'n scoop soos hulle sê, of julle het die storie gebreek. Hoe het julle daarop afgekom? Het jy daarop afgekom? Nee, ek moet sê die DA het 'n verklaring ook uitgereik wat hulle dit gesê het, maar daar was nie besonderhede nie. Ons het maar 'n bietjie daar gesels en uiteraard het ek nou my eie navorsing moes gaan doen. Mens kan nie net gaan op wat 'n politieke party vir jou sê nie. So ja, ek moet hulle krediet gee hierso. Dit is definitief iets wat hulle eerste al raak gesien het. So dis die eerste vraag. So is en toe gaan doen jy maar net CIPC, gaan kyk maar net daar staan al die direkteure se name geskryf in elk geval. En die tweede ding is, so hulle het jou nou gebel en vir jou gesê baie benoud, moenie hierdie storie publiseer nie. Gebeur dit baie dat hulle julle bel en sê luister. Ag, weet jy, nie so baie nie. Ek dink natuurlik hoe groter die implikasie vir hulle is, hoe dit het al gebeur. Daar is maar bedreigemente ook in die verlede gewees. Maar in hierdie geval was dit maar meer 'n benoude, ag ekskuus, is 'n oorsigfoutjie. Ek weet nie hoe jy jou enigste direkteurskap wat aktief is mis nie, maar dit is 'n oorsigfoutjie en asseblief kan jy dit maar net. Sê net vir my, voordat jy nou die storie gepubliseer het jy seker hulle kantoor gekontak, né? Ja, nee, uiteraard. En dis hoekom hulle my toe nou gebel het in hierdie paniekbevange toestand. En dis die wonder van 'n vrye pers. Ek meen, is dit nie wonderlik? Fantasties. Rand, die Mtlanga kommissie, daar wat die nuutste daar. Ja, daar is groot dinge wat nou weer hierdie week gebeur het. Ons het gekyk na politieke inmenging in misdaadintelligensie spesifiek. Die grootste ding is natuurlik WhatsApps van Feroz Khan. Hy is die geskorste misdaadhoof. En in hierdie WhatsApps van 2021 beskryf hy of bespreek hy liewer met 'n sakeman, omstrede sakeman, hierdie amper 'n komplot om vir Julius Malema te kry om sekere vrae te stel in die parlement om die inspekteur-generaal van misdaadintelligensie uit te vang. Kyk, jy mag nie lieg in die parlement nie, nê. So as jy nou iets daar sê wat verkeerd is en hulle wou hom in 'n lokval lei, dan kan hy verwyder word. So dit was so 'n hele komplot en nou met die kommissie besluit gaan hulle nou vir Julius vra of dagvaar om te kom getuig of nie. Ja. Ek weet nou nie of jy dit weet nie. Ek gaan nou vir jou vra as jy nie weet nie, sê net vir my, dis heeltemal 'n tegniese vraag. Hoe kry hulle as 'n WhatsApp boodskap uitgevee word? Hoe kry hulle dit? Weet jy? Daar is maar maniere. Kyk, ek ken nie daai tegnologie nie, maar ek weet nie dit is moontlik. Jy kan nie jy moet tog nie dink enigiets wat jy gestuur of uitvee gaan ooit regtig uitgevee wees nie. Die goed lê maar iewers op 'n cloud en hulle kry die toestemming om daai goed te kry. Jong, nou het jy my baie bekommerd. Ja nee, jy moet bekommerd wees, hoor. Nou maar luister, baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het en baie geluk met julle scoop om vir Dina uit te vang daarso en ek hoop hulle gaan dit baie van. En ja, mense moet baie keer wonder oor die kwaliteit van ons politieke leiers. Absoluut. Nou so is dit as dit gaan in die wêreld van 'n vrye pers en dis inderdaad wat ons nodig het. Gelukkig het ons dit in Suid-Afrika. Terug na Sake Fokus.
Ons het nou reeds gekyk na drukwerk en vervoer in ons sakefokus, maar nou wys ons julle hoe slim die bergingsbedryf geraak het met tegnologies gevorderde rakstelsels en pakhuisoplossings oor na Logistics Systems Engineering en daarna gesels Leon met hulle. Waar die meeste mense 'n pakhuis sien Logistics Systems Engineering of LSE wat dit kan wees. Deur innoverende pakhuisbergingsoplossings, pakhuisautomatisering en wêreldklas ingenieurskundigheid help LSE ondernemings om hul volle potensiaal te ontsluit, meer uit hul beskikbare ruimte te kry en gereed te wees vir toekomstige groei. LSE bied 'n volledige reeks rakstelsels as pakhuisoplossings, vanaf konsultasie, ontwerp en ingenieursbeplanning tot verskaffing, installering en langtermyn-instandhouding. Elke oplossing word volgens die kliënt se unieke operasionele behoeftes ontwerp om 'n slimmer, veiliger, meer produktiewe en toekomsgereed pakhuis te skep. Binne die verpakkingsbedryf en pakhuise help LSE ondernemings om die berging en beweging van grondstowwe, verpakkingsmateriaal en finale produkte te optimaliseer. Hulle kundigheid strek ook oor vervaardiging, koue ketting en vriesfasiliteite, groothandel, logistiek, e-handel, landbou en voedselverwerking regoor Sub-Sahara Afrika. Of dit nou LSE se Movorack mobiele rakstelsels, pallet shuttlestelsels, outomatiese pakhuise of ASRS vertikale bergingsstelsels of ander hoë digtheid pakhuisbergingsoplossings is. LSE kombineer internasionaal erkende tegnologie met dekades se gesamentlike bedryfservaring om die regte oplossing vir elke kliënt te ontwerp en te implementeer. LSE verskaf nie net bergingsstelsels of rakke nie. Hulle ontwerp, integreer en implementeer volledige pakhuis- en logistieke oplossings wat jou kapasiteit verhoog, produktiwiteit verbeter en regkry vir langtermyngroei. Met betroubare internasionale vennote en 'n sterk fokus op voortdurende innovering, lewer LSE wêreldklas gewaarborgde oplossings. By Logistics Systems Engineering installeer hulle nie net stelsels nie. Hulle ontwerp die toekoms van pakhuisberging. Kontak LSE vandag en ontdek hoe hulle jou kan help om slimmer, veiliger en meer winsgewend te werk. Fred en Frederik Albrecht, goeiemôre, julle is lekker wie julle het hê van Logistics Systems Engineering. Frederik, gaan by jou begin. Wie en wat is Logistics Systems Engineering en wat maak julle benadering anders as gewone plaaslike rakverskaffers? Dankie Leon. Ja, ons is die wêreld se grootste rakvervaardiger en ons verteenwoordig Sub-Sahara Afrika en Suid-Afrika. So ons het so 6.500 fasiliteite in Afrika en so 8 miljoen wêreldwyd. So ons sien onsself nie bloot net as 'n rakverskaffer nie. Ons sien onsself as 'n oplossingsvernoot vir kliënte. Dit is baie belangrik om dit so te sien, want as jy net 'n produk stoot, dan is jy net 'n staalvervaardiger. Ons het 'n baie groot en baie verskeidenheid dienste. So ons begin om die kliënt se dienste se benodigdhede te verstaan hulle hoe hulle bedryf werk en wat hulle benodig het, verstaan hulle strategie en dan daarna kom ons met 'n oplossing op. Ons implementeer een van ons 40 verskillende sisteme en dan daarna doen ons alles. Ons doen die ontwerp, die ingenieurswese, die implementering, die instandhouding en dan kry die waarde, die kliënt natuurlik waarde vir sy geld van die vervaardiger af. Jy noem nou ingenieurswese en al daai ingenieurswese beplanning en sisteme wat in hierdie ingaan in hierdie rakstelsels en outomatiese oplossings. Stel ons 'n bietjie daarvan, Frederik. Jy sê maar reg so, wat ons doen is ons gebruik die hoogste internasionale standaarde wanneer dit kom by die ontwerp, vervaardiging, installering en implementering, maintenance van die mobiele rakstelsels, die rakstelsels. Ja. So soos Fred genoem het, ons gebruik die hoogste standaard, die hoogste standaard van produkte om seker te maak alle sisteme is altyd veilig, betroubaar en om daarom jare te hou. Natuurlik. Fred, daar's baie opsies in die mark beskikbaar natuurlik. Ja, hoekom voel jy is dit belangrik om kwaliteitsrakke te kry? Kwaliteit is natuurlik almal assosieer kwaliteit met duur. Dit is glad nie waar dit gaan nie. Dit is 'n bietjie duurder, maar jy kry die gemoedsrus van 'n stelsel wat veiliger is, wat langer hou. En ons kliënte kyk glad nie na 3 jaar of 5 jaar plan nie. Hulle kyk na 15 en 30 jaar plan. Dis die tipe kliënt wat ons benader en mee werk. Ons werk net met groot maatskappye wat wil groei. Ons het een van die maatskappye wat vanoggend op die program was, HFR is 'n fantastiese kliënt. Dus soms hulle natuurlik gegroei en sulke tipe kliënte verstaan die waarde van kwaliteit. En nou kwaliteit
kom nie net vandag voor nie, maar onthou dit is as jy van die ekonomiese gedeelte praat, as jy nou goedkoop koop, dis soos mos weer daai storie van goedkoop koop, maar ook die langtermyn waarde van die produk. Kos jou eintlik minder na die tyd. Absoluut. Frederik, ons tyds bietjie min, maar net jy het dit my vinnig vertel van 'n paar groot projekte wat julle implementeer. Wat het hierdie sterk groei gedryf? Dit is hoofsaaklik ons vennote is waarmee ons werk. Dit is waar ek sien wat die grootste dryf is. Ek dink die kliënte sien dat ons net 'n normale pakhuis verskaf nie, maar ons verskaf 'n slim pakhuis. En ek dink dit is waar die groei, die mense investeer vandag in 'n slim pakhuis. Dit is waar ons dit sien, ja. Absoluut. Net kortliks later, Fred, hoe verseker julle vir kliënte vertroue, goeie naverkope diens en dies meer? Wel, ons is Suid-Afrikaans en alhoewel ons die wêreld se grootste is, het ons verskriklik ongelooflike aanlyn remote diagnostics, as jy dit so wil stel, wat 24/7/365 is. Ons het 4.500 vierkante meter se pakhuise vol voorraad. Ons maak seker die kliënte kry die diens en die waarde te kry uit daai belegging uit. En ja, ons het 'n ongelooflike span, ongelooflike dinamiese span wat hierdie onderhoud te dryf. En onthou, dit is nie vir vandag nie, dit is vir die langtermyn. Fred Albrecht en Frederik Albrecht van Logistics Systems Engineering LLC, baie dankie dat julle vandag 'n draai gemaak het en mag julle van krag tot krag met julle besigheid. Ons kyk nou na nog twee bekende name in die drukkersbedryf en daarna vertel Raymond Legrasie ons van sy volgende sake fokus. Le Bonnet Litho Printers is in 2001 in Johannesburg gestig. Die maatskappy is gestig met 'n visie om hoë gehalte drukwerkoplossings te bied, gerugsteun deur uitsonderlike kliëntediens. Oor die jare het Le Bonnet gegroei tot 'n betroubare druk- en verpakkingsvennoot wat kliënte in verskeie industrieë reg oor Suid-Afrika bedien. Dit is 'n toonaangewende kommersiële druk- en verpakkingsmaatskappy wat spesialiseer in litografiese drukwerk, digitale drukwerk, verpakkingsoplossings, etikette, bemarkingsmateriaal, korporatiewe skryfbehoeftes, promosiemateriaal, grootmaat drukwerk en persoonlike drukoplossings wat op hulle kliënte se spesifieke behoeftes gefokus is. Hulle hanteer ook beveiligde drukoplossings insluitend verspreiding. Kliënte kry uitsonderlike gehalte, betroubare omkeertye, professionele diens, innoverende drukoplossings en 'n toegewyde span wat daartoe verbind is om produkte te lewer wat jou handelsmerk en besigheidsdoelwitte verbeter. Hulle kombinasie van gevorderde druktegnologie, ervare personeel, streng gehaltebeheer, kliëntegerigte diens en hulle vermoë om end-tot-end druk- en verpakkingsoplossings te bied, onderskei hulle. Le Bonnet bou langtermynvennootskappe met hulle kliënte en lewer konsekwente uitnemendheid. As vervaardigers beheer hulle die hele produksieproses noukeurig en hou toesig oor drukwerk, binding, die-cutting, foliewerk, UV-vernis, laminering, sekuriteitsdrukwerk, sowel as borduurwerk. Hierdie holistiese benadering waarborg nie net presisie en aandag aan detail nie, maar ook 'n verbintenis tot die lewering van produkte en dienste van die hoogste gehalte. Le Bonnet Litho Printers, jou voorkeur druk- en verpakkingsvennoot wat kwaliteit, betroubaarheid en innovering bied. Oranje Print and Packaging in Senekal verskaf sedert 1907 uitstekende drukwerk reg oor Suid-Afrika en voorsien aan al jou drukwerkbenodigdhede. Hulle lewer landwyd af en spesialiseer in litho, digitale en grootformaat drukwerk, soos nuusbriewe, kalenders, jaarverslae, pamflette, verpakkingsbokse, papierkoppies, strooitjies en sakke. Dan ook skooljaarblaaie, huiswerk, faktuur- en afleweringsboeke en vele meer. Hulle is 'n markleier in gespesialiseerde verpakking met 'n verskeidenheid kliënte in die voedsel, landbou, mynbou, finansiële, mediese en vervaardigingssektore. Met hulle uitstekende pryse en kwaliteit doen hulle selfs drukwerk vir ander drukmaatskappye en agente. Oranje Print and Packaging is 'n ISO 9001-2015, FSC, FSSC 2200 en 'n vlak 2 BBBEE gesertifiseerde fabriek. Oranje Print and Packaging, persoonlike diens en kwaliteit teen uitstekende pryse. Oranje, soveel meer as net 'n kleur. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen.
Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Goeiemôre. Die Groen Kalahari-streek is besig om vinnig te groei en ontbytsake bring hierdie groei na die televisie as deel van ons sakefokus op 3 Oktober. Fokus ons op ondernemings se suksesverhale van Appington en die omliggende gebiede, insluitende Kakamas, Skymoes, Ougrabies, Groblershoop, Marsjan en die breër Groen Kalahari-streek. Indien jou besigheid trots deel vorm van hierdie dinamiese streek, nooi ons jou uit om deel te wees van hierdie spesiale sakefokus. Dis 'n unieke geleentheid om jou handelsmerk, produkte en dienste aan 'n nasionale gehoor bekend te stel, terwyl ons kykers ook meer van die omgewing se besienswaardighede gaan wys. Ek kuier ook van 13 tot 22 Julie in die omgewing en wil graag by jou besigheid kom kuier. Kontak my sommer vandag nog om meer uit te vind en bespreek jou plek. Nou terug na Corlie. Nou die groente was perfek gaar en nou begin hierdie gereg regtig lewe kry. Al wat dan oorbly is, jy voeg jou sagte gaar lamsvleis en die olywe by die pan saam met die groente en om die hele vulsel bymekaar te gooi, het ek dan 'n bietjie van hierdie mediterrane tomatiesous wat ons gaan bysit. Jy wil nie hê die mengsel moet te nat wees nie, net genoeg sodat al daai geure heerlik kan saamsmelt. Laastens vou ek dan die geroosterde rosa tomaties liggies deur die mengsel. Hulle gee 'n heerlike soetheid en varsheid sonder dat dit heeltemal uitmekaar val. Nou kom ons doen gou-gou al daardie stappe. Ek gaan eers begin met so 'n bietjie en ons gaan nie noodwendig die hele bakkie ingooi nie. Ek dink amper so is genoeg. En dan kan jy hom net so 'n bietjie deurmeng. As ons later voel ons kort nog bietjie, dan sit jy net nog 'n klein bietjie by. Ons wil definitief nie hê dit moet 'n pap situasie wees nie. Nou sit ek net hierdie tomaties so in en ek gaan hier net 'n bietjie van hierdie petersilie ook bysit sommer om dit saam te meng. En dan so, ons kan later nog vet daarby sit, maar hier kan jy nou net sommer so met jou hande dit so opbreek en dit so bysit. Die kleure is fantasties. Hande gaan nou 'n bietjie vuil wees. Net 'n lappie hier onder. En dan gebruik ek sommer 'n vurk sodat ons nie daai tomaties dan nou heeltemal breek nie. Das dan kan jy hom net so lekker deurmeng. Kyk daar die kleure, shot, lyk vir my mooi. Nou terwyl dit net vir so 'n paar minute, so 2 minute, warm word, verhit ek die mini rotties dan sodat hulle lekker sag is en steeds maklik kan vou. Dan die ander bestanddeel wat ons vir garnering gaan gebruik is die mayo tahini sous. Albei koop jy sommer klaar en meng net die selfde helfte hoeveelhede in 'n bakkie of ek het 'n botteltjie gebruik. En dan vir 'n tikkie groen gebruik ek die korianderblare of vars gekapte petersilie is ook reg. Maar nou kyk ons eers na 'n voorsmaak van Boer soek 'n vrou wat binnekort op kyk net begin. Daarna gesels Leon weer met Riandi. "18 seisoene, 180 boere en 900 pasmaats later bly die mense en hul harte op Boer soek 'n vrou steeds onvoorspelbaar. Kom ons wees eerlik, die liefde is en bly 'n raaisel. En wanneer dit by sake van die hart kom, moet mens almal fyn dop hou om die waarheid agter die waarheid raak te sien. Skakel in op 23 Julie om 8uur en vind saam met ons uit. Boer soek 'n vrou met trots geborg deur Lotto Star. Gerugte het dit, Riandi Gray, dat jy wou deelneem aan Boer soek 'n vrou. Is dit die waarheid? Kan jy dit bevestig? Ek kan dit vir jou bevestig, ja. Ek beamoen. En hoekom het jy nie? So, het jy al my man ontmoet? Ja. I mean, en hy is nou nie 'n boer nie, so. Ja, maar hy het 'n boer-vibe. So, hy's 'n lekker mens. Ja. Boere is lekker mense. Ja. Ek wou inskryf vir Boer soek 'n vrou want soos ek gesê het my oupa het sy plaas verkoop en ek wil op 'n plaas bly en toe sê ek soos die enigste manier om op 'n plaas te bly is om te trou. So in plaas daarvan het julle toe nou
Het nie met 'n boer. Sorry ek. Kom, dink ek nou eers aan so Maar iets. ek kan hom vat. Ek kan hom vat. Noem my naam Okay, as jy sal nog vir jou gebruik. die krediete dankie sê. Asseblief. Dis uit die tweede boer soek 'n vrou of die tweede jaar dat jy dit aanbied. Hoe was die eerste keer vir jou? Want was dit vir jou 'n vreesaanjaende ding of het jy van die begin af net gevoel jy's tuis, hierdie werk vir jou? Of is dit 'n kombinasie van beide? Dis definitief 'n kombinasie want om op die plaas te wees, voel ek op my gemaklikste. Ek dink as ek daai tipe werk op enige ander plek moes doen, dan sou dit vir my meer vreesaanjaend gewees het, maar ek was op die plaas, ek het die beesmis geruik, ek het die hoenders gehoor, ek het die stof onder my voete gevoel. Daar dan as ek soos dit voel net of ek tuis was. En ek dink wat die eerste seisoen vir my ook lekker gemaak het is die boere en die pasmaats is baie op hulle senuwees want hulle ken glad die kameras en dan sê ek dit vir hulle, dis my eerste keer ook. Nie worry nie, ons figure hierdie saam uit. So dit was definitief vreesaanjaend tot jy nou begin besef hoe werk dit en watse tipe vrae jy moet vra want dit is nie net enige vrae nie. Dis groot. Jy moet liefde vind vir mense wat soos die belangrikste ding is. So daar's definitief 'n vorm van angs is 'n baie sterk woord. Maar senuwees. Senuwees, maar gesonde senuwees. Ja. En jy praat van daai liefde want dit is 'n gewigtige saak. Hoeveel van daai boere het toe nou liefde gevind verlede jaar nou? So verlede jaar is daar as ons nou kyk na die 10 was daar 8 uit die 10 gewees. Party van hulle is nou eers na die tyd of die briewe wat hulle opgevolg het of iets soos dit. So dis ook moeilik om te sê hoeveel as jy nou kyk na al die seisoene, wat is die suksesrate van dit? Maar joune was die beste. Ek het die beste boere gehad. Nie 'n kompetisie nie, maar jy weet. Maar my boere wen. So dit is moeilik om te sê wat is die suksesrate omdat baie van hulle daar's 5 wat nou die meeste briewe kry en hulle is dan nou in die grootste deel van die programme baie van hulle volg dan nou nog steeds op met die briewe wat ingestuur is en baie liefde kom daaruit ook. Ja, so dit gebeur nie noodwendig in of ten tye van die program nie, maar dit gebeur dalk na die tyd. Ek praat onder korreksie, maar ek het nou eendag gehoor is iets soos 48 of 39 troues en 48 kinders wat Boer soek 'n vrou opgelewer het. Dit is onder korreksie, maar dit is wat ek onthou. Maar dit is baie. Dit is baie en dit is net die wat deurgegaan het vir ons. So dan weet die mense nie eers van al die res. Almal vertel nou nie hulle stories noodwendig heeltyd. Is daar van daai boer want jy dit lyk tog of jy bevriend raak met hierdie mense want jy's op 'n baie intieme manier betrokke. Jy bring mense bymekaar met lief. Het jy met baie van hulle nog kontak en is jy met baie van hulle nog vriende? Ja, ek is nog in kontak met 90% van hulle. Ek was nou net by my heel eerste boer se troue gewees. En ek het nog 3 troues wat kom hierdie jaar en ek is 'n MC by een van hulle. So dis definitief ek dink dis so 'n ander tipe verhouding. Want soos as ek en jy mekaar ontmoet, gaan ek nie dadelik vir jou diep vra en jou geskiedenis vra nie, maar in die omset van daai program, dit is wat jy moet doen want daar is net soveel tyd. So jy raak baie vinnig sterk bevriend met die mense en jy moet regtig luister na hulle stories en so jy bou baie vinnig 'n goeie band. En jy raak vriende met hulle. Ja, dit kan amper nie anders nie. Dit kan nie anders nie, ja. Hierdie jaar, hoe dit gegaan, kan jy so bietjie, wat kan jy deel? Is daar so bietjie wat jy net 'n paar lusmakertjies, dit hoef nou nie vreeslik. Het dit goed gegaan? Dit het goed gegaan. Daar was ook tye wat dit nie goed gegaan het nie, maar dit is ook dan goeie TV. Ek weet nie wat hulle gaan wys nie, maar daar's definitief onverwagse oomblikke gewees en onverwagse besluite wat mense geneem het. Maar dit is die lekker ding van dit. Daar is nie 'n resep nie. Die program bestaan al 19 jaar en nie een verhaal, een boer, enigiets is dieselfde nie. So dit is wat vir my so lekker is. Al het ek 'n seisoen gedoen, die volgende seisoen het gevoel vir die eerste keer is, want dis ander mense en elke keer dink jy, okay, jy weet hoe hierdie gaan uitspeel. En nie een keer uit die 20 boere wat ek nou mee te doen gehad het dit uitgespeel soos wat mens dink nie. Want dit is liefde en dis persoonlikhede en dis verskillende opbrengs en agtergronde en drome. So daar is 'n paar oomblikke wat ons gegaan het. Nee, dit sien kom nie. Hoekom dink jy sou daar besluit gemaak het? Is daar van daai dinge wat gebeur wat jy wat dan en ek weet nie of jy dit mag antwoord nie, maar jy kan hom op jou eie diskresie gebruik. Is daar van daai goed wat gebeur wat jy gedink het okay, hierdie moet wys op TV maar dan gebeur dit byvoorbeeld nie of wys dit nie. Is daar dinge wat
wat dalk op kamera gebeur wat hulle nie na die tyd wys nie. Is daar seker goed? Ek dink daar is definitief. I mean, ons skiet 6 maande en daar's net 12 episode. So daar's baie goed wat uitgesny word en daar's ook baie keer wat mense ook maar net mens is, waar foute gemaak word en verkeerde goed gesê word en ons werk is om die boere te beskerm. So daar's definitief goed wat uitgesny word. Bittermooi diplomaties gestel, ek hou daarvan. Ek het hom geoefen, ek was bang jy vra daai vraag. Dit is my baie lekker om met jou te gesels en so lekker om jou te hê vandag. Ek los jou in die bekwame hande van die ewe kleurvolle Dawie Rood. Baie dankie. Baie goeie ekonoom, hoor. Ek dog jy gaan vir my sê baie sterk. Nee, baie sterk. Baie goeie ekonom. Jy moet maar self besluit. Hiermee 'n baie belangrike aankondiging vir alle besighede wat kennis ontvang het dat hulle finaliste is vir die ontbytsake toekennings 2026. Die kortlys van wenners is saamgestel, maar dit gaan effens moeilik wees om aan die wenners hulle trofees te oorhandig indien hulle nie daar is nie. So maak asseblief vandag seker dat julle onderneming reeds kaartjies vir die aand bekom het. Dit mag net miskien die verskil maak. Mens weet nooit. Kom ons kyk wat om van die spoggeleentheid te verwag en daarna is dit kubersake. Die glans, die prestige, alles in die Sunbet Arena op 10 September. Die ontbytsake toekennings 2026 met internasionale kunstenaar Lauren Allred, die stem van Never Enough, 'n rooi tapijt toekenningsaand saam met Sake Elite, ook met optredes deur Elvis Blue, Darren Lam, Elandrey en Elmay Chur. Kaartjies is beskikbaar vanaf 1 Mei by pixa.co.za en ontbytsake se kaartjieskamer. Nou tyd vir kubersake en verlede week het ons saam met die Comrades kampioen George Kusha gekuier en ek was baie beïndruk met hom gewees en dit lyk my julle was inderdaad ook so beïndruk gewees met hom. Nee, ek is bly ons kom vir hom 'n paar wenke gegee het vir volgende jaar. David Magda Botha het op Facebook geskryf, 'n merkwaardige jong man. Ek is so trots en dankbaar vir ons land se presteerders en George op jou knap gedaan. Frik Barnard het ook van hom laat hoor en hy sê 'n goeie program, uitstekende onderhoude met George Kusha. Wat 'n intelligente jongen. Uitstekende dis nou. Nee, dis nou, jy weet nie, absoluut. Corrie het verlede week ook 'n heerlike lamsvleispasta gemaak wat ook baie reaksie uitgelok het. Anna Gous het gesê dis nou ons soort kos, vleis en pasta met baie gravy. Wat's tog nou lekkerder? Gaan dit ook met lamsvleis probeer? Sy het dit al met beestert gedoen. Sy het 'n Anna vleis gedoen. probeer dit gerus. Ons kyk nou vir oulaas na nog 'n besigheid in die Sake Fokus. Ontbytsake kuier graag saam met ons kykers op sosiale media, soos Facebook, Instagram en YouTube. Ons bied ook uitstekende advertensiegeleenthede daarop. Om die Sake Fokus af te sluit, kyk ons na Salt Employee Benefits, ook een van ons borge. Daarna herinner ons julle aan Raymond se volgende Sake Fokus, daar ver in die ou Kalahari. In 1956 het Salt Employee Benefits begin as 'n begrafnisadministrateur wat daartoe verbind was om Suid-Afrikaanse families in hulle moeilikste oomblikke by te staan. 70 jaar later het dieselfde toewyding tot iets buitengewoon gegroei. Vandag is Salt Employee Benefits een van Suid-Afrika se voorste privaatbesit aftreefondsadministrateurs, wat deur aftreefondse, werkgewers en honderde duisende lede reg oor die land vertrou word. Want aftrede is nie net 'n nommer nie, dit is waardigheid, dit is 'n familie wat beskerm word, dit is 'n toekoms wat verseker is. Vir werkgewers groot en klein bied Salt EB slim skaalbare werknemervoordele oplossings, wat jou werksmag beskerm en blywende lojaliteit bou. Met die nuutste tegnologie maak Salt EB aftreefondsadministrasie vinniger en meer toeganklik as ooit tevore deur lede in beheer van hulle finansiële toekoms te plaas. 70 jaar van opstaan, 70 jaar van beskerming van wat die belangrikste is, 70 jaar van 'n verantwoordelikheid wat oor tyd gedra word. Salt Employee Benefits, 70 jaar van betroubare diens, gebou vir wat volgende kom. Kontak hulle gerus. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n Sake Fokus in die Groen Kalahari, daar by Appington en omstreke in die Noord-Kaap. As jy dus 'n besigheid daar het, kontak hom vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid op televisie. Dit word op 3 Oktober uitgesaai.
Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk. En Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Katrein Creer is 'n Biomedical Emporium brand bestie. Goeiemôre. Hallo. Wat beteken brand bestie? Is oulik. Dit is oulik, né? Ja. Dis lief 'n stukkie alliterasie. Ja. So dis basies 'n ambassadeur vir die brand. Maar brand bestie klink net lekker op die oor. Absoluut. Like a ring to it. Ja, jy stap nou al 'n lang pad saam met Dr. Judy en Biomedical Emporium. Ja. Dis winter, dis koud, ons velle is droog. Watse tipe probleme, veranderinge ervaar jy dan nou in jou vel tydens die wintermaande en veral met jou wat 'n baie besige leefstyl het? Ja, so ons almal weet in die winter is ons vel geneig om bietjie droër te wees. Dis die lae humiditeit affekteer jou vel. So in die winter is gewoonlik die tyd wat jy wil fokus om regtig daai vogtiging in te kry. Ja. My werk, my vel is my werk. So as model moet ek altyd seker maak my vel lyk goed binne my beheer. So toe my paai kruis met Dr. Judy was ek so dankbaar en sy het so baie kennis wat sy met soveel passie deel. En dis hoe ek die Biomedical Emporium produkte begin gebruik het. So ja, in die winter goeie tyd om te fokus op jou vogroom en natuurlik ook jou vel 'n blaaskans te gee. So minder gremering onder andere. So, maar vir jou ek joke, ons kan mekaar nog gesig het nie. Dankie Katrein, hoor. Nee, wat ons gaan nou definitief. Ons gaan nie na. Watter Biomedical Emporium produkte gebruik jy en behandelings natuurlik maak jy gebruik van om jou vel dan nou so gloeiend en vogtig te hou soos wat dit is? Dankie. Dis nie maar dit hier staan nie, ek beloof. Stop. So, elke maand doen ek 'n dermaplaning. Dit is vir hulle met 'n baie klein lemmetjie die hare van jou gesig afskeer. Ek weet dit klink verskriklik, nee, maar dit is baie cool. Dit help net om regtig daai, dit is 'n goeie exfoliating. En dan daarna doen ek 'n Biomedical Emporium glycolic peel. So dis 'n velbehandeling wat ook 'n intensiewe soos exfoliating is. Omdat jy die dermaplaning eers gedoen het, trek dit regtig die produkte lekker in en dan selle met jou daaglikse velsorgroetine. So, dis belangrik jou velsorgroetine is soggens en saans. En 'n free tip van my aan jou. Asseblief. Ja, is om jou gesig 2 keer te was. Ek hou daarvan was my gesig 2 keer in die oggend en saans ook 2 keer. So, my velsorgroetine lyk 2 keer was wat ek my Biomedical Emporium reiniger gebruik. Daarna 'n serum. In die oggend doen ek my skin repair serum. Daarna sonblok. So Biomedical Emporium se sonblok dien sommer ook as 'n vogroom. En ek dink mense dink omdat dit winter is, hoef jy nie sonblok te gebruik nie. Jy moet juis, want ons ander ligte, dis nie net die son wat op ons vel skyn nie, maar die blou skerms wat ons elke dag sien, selfoon, rekenaar. Ja. So jy wil seker maak jou SPF is UVA, UVB. En die aand haal my gremering af, was 2 keer. Sien, you're catching on. En dan doen ek weer 'n serum. So dan kan jy retinol doen of 'n Vitamiin E serum en dan jy lekker dik vogroom. So jou vel, jy rus, jou vel rus, jy lok alles in. Ek het nie 'n idee waarvan jy praat nie. Dit klink regtig indrukwekkend. Jy kan hierdie weer kyk. Ag, definitief. Baie mense dink 'n dik room is alleen want jy weet nou smeer jy hom lekker dik aan. Ek voel ook is die werk. Wat 'n algemene foute maak mense met hulle veral wintervelsorgroetine en hoe kan hulle dit regstel? Ek dink weer eens miskien nie genoeg SPF nie of ja, vogroom natuurlik, maar ek dink 'n belangrike ding is mense dink jou sonblok of jou sonskerm is net vir die somer. Elke liewe dag sit jou sonskerm aan. Okay. Dit weet ek daarom. Dit weet jy nou. Okay. Dan ja, daarbey saam jou vogroom in die winter is jou tyd ook wat jy miskien iets soos 'n retinol kan gebruik want jy is minder in die son. So daarvoor is ons versigtig. Maar in die winter is jy minder in die son, so hy sal nie noodwendig so groot reaksie nie. En dan ja, jou vogroom is regtig waar jy 'n dikker vogroom kan gebruik. Jy kan in die aand ook dan nou juis hom lekker aanleier. Ek wil net vir jou sê om jou gesig 2 keer te was, moet jy dit reeds 1 keer gewas het. So dit is net belangrik. Ja, exactly. Wiskunde. Katrein, baie dankie dat jy was draai gemaak het. Biomedical Emporium brand bestie, dit was heerlik om hier te hê. Dankie vir die nooi. Bly net waar jy is want net hierna gee ons 'n lekker prys weg. Dis wen-wen sake en weer tyd om 'n groot prys van Biomedical Emporium weg te gee. Dit sluit 'n gratis velkonsultasie
En natuurlik die produkte in die geskenkpak is gepas vir 'n baie droë vel in die winter. Alles ter waarde van R5000. Om dit te skryf, gaan na Ontbytsake se webblad, dan klik jy op Wen-Wen Sake. Daar sal jy al die besonderhede kry en maklik kan inskryf. Doen dit sommer nou. Oor na Corlie. Nou alles is nou gereed en nou kom die lekkerste deel. Ons bou hierdie pragtige kleurvolle mediterrane rotties of dit lyk dalk meer soos 'n taco. Nou ek begin deur 'n warm rottie oop te vou en te smeer met 'n dun laagie van die feta en die kruie smeer. Onderin of enige ander smeer wat jy beskikbaar het. Dit gee die dis net so effe romerige smaak. Nou ek spring gou weg en wys jou die stappe presies en dan gesels ek soos ek alles insit. Nou hierso is die feta smeer waarvan ek praat en net so klein bietjie. Dan vat ek van my vleis en maak seker jy kry so ietsie van alles binne in die rotties. Nou jy kan natuurlik ook 'n groot wrap of 'n groter een gebruik. En dan wil ek jou nou net wys wat het ek dit al gedoen. Ek gaan nou net om die res van die stappe te doen vir julle wys. Ek gebruik so 'n vurk om met my bordjie nie almal regop gaan hou nie, gebruik ek sommer 'n bordjie, dan hou ek hulle so bymekaar. As ek nou die derde een insit, dan gaan hy mooi bymekaar bly. Volgende vat ek 'n bietjie feta en weer eens is dit maar net om die kleur te herhaal wat ek bo-op sit of die kleur te laat pop. Dan vat ek van my, nou werk ek verkeerd om. Eers van my sous sit ek net so bo-oor. So 'n bietjie. En dan nou hierdie is swart en wit sesamisaad. Sommige net vir ekstra tekstuur en ietsie anders op die bord. En dan so groen blaartjie. Net vir smaak en dan om ons rotties te laat pop. Ek dink ek het alles op, né? Nou jy kan die vulsel ook net so lekker soos ek vroeër genoem het in 'n pita broodjie of selfs oorgegeurde rys bedien. Nou hierdie mediterrane lamrottie is eenvoudig, geurig en ideaal wanneer jy vooraf dit wil voorberei of iets besonders op die tafel wil sit. Hierdie vries ook heerlik. Nou my volledige resep is beskikbaar op Ontbytsake se webtuise, so probeer dit gerus by die huis. Sien jou volgende week, lekker kook, geniet elke happie van jou kos. Nou daarby gesels nou verder met Rian de Grey, ons gasaanbieder van Boer soek 'n vrou. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met Rian te gesels. Hoe voel dit nou as jy aan die ontvangkant is? Ja, ek kan meer van daai stoel waar jy is. Dit is my lekker om vrae te antwoord. Ja, nee, maar dis wat ek heel eers wil vra, weet vir jou. So jy het nou in baie plekke 'n aktrise gewees en so aan en nou bietjie programme ook aan. Is dit vir jou lekkerder om in jou aanbiedgedeelte te doen? Ja. Ja, dit is 'n ander wêreld. Ek is mal oor om stories te vertel as 'n aktrise en ek dink is 'n baie groot verantwoordelikheid want as aktrise vertel jy stories waaroor jy dalk nie al is nie, maar iemand daar buite is en as jy hom nie justice doen nie, dan vat jy hulle in die gesig. So daar's 'n groot verantwoordelikheid en dit is net lekker om te kan speel, maar om 'n aanbieder te wees is ook weer dis nou weer die regte emosies. Dit is jy weet nie wat gaan gebeur nie, jy weet nie hoe die persoon gaan reageer nie. So dit is hoekom ek ook van teater hou. Dis daai tipe op die ingewing van die oomblik tipe goeters wat ook lekker is of jy nie kan voorberei nie. Ja, jy moet situasies hanteer partykeer. Het jy 'n paar soort van maniere wat jy 'n paar triks hoe jy onderhoud doen? Is daar maniere? En ek dink in terme van Boer soek 'n vrou wat vir my dit makliker gemaak het, is ek het soveel as moontlik tyd met die boere probeer spandeer. Voor die tyd nou. Voor die tyd tussen skote, wanneer die kameras nie daar is nie, dat ek regtig dat hulle my kan sien as 'n vriendin, want jy vra moeilike vrae en dis 'n baie vulnerable
plek vir hulle om te wees. So as hulle jou nie gaan vertrou nie, dan gaan hulle nie noodwendig die antwoorde gee waarvoor jy soek nie. So vir my was dit gewees om net soveel as moontlik tyd met hulle te spandeer dat hulle my kan vertrou en sien as 'n vriendin, nie as 'n aanbieder nie. Ek verstaan dit, maar weet jy wat se probleem met daai benadering? En dit het ek nou al geleer. Is dat as ek met jou gesels het of met die gas gepraat het tussen die dinge deur, dan kom maar partykeer sulke juweeltjies uit wat jy op die kamera wil hê. Dit is waar, maar dan leer mense ook om dit op 'n manier in te werk. Verstaan? Om dan 'n ander vraag te vra wat lei na daai juweeltjie wat jy nou opgetel het. En dan is dit vir hulle ook makliker om daaroor te praat. Want dan is ek al half gesê, maar ek het al raas gekry daaroor en dan is die vervaardiger soos, hou op praat. Dit moet op kamera wees, dit moet op kamera. Dan sê ek soos, maar dis so 'n goeie gesprek en ons leer mekaar ken. So ek hoor dit jy sê. Ek stem saam. Is jy die hele tyd gereed om iemand te vang? Nee. Nee. Nooit. Ek dink jy is. Ek probeer, want ek meen jou is nou nie nodig. Jy's 'n ou hand. Wel, jy het 'n medium hand. So jy is nie nodig om gereed te wees vir jou nie, maar dit is so baie keer mense moet reg wees want mense raak gespanne. Ek meen, dis 'n ding om voor die kamera te doen. Ja. Ek dink vir my omdat ek half self nog nuut is in die aanbieding ding, vang ek myself meer as wat ek reg is om iemand anders te probeer vang, want ek is net ek is 'n baie gemaklike mens en ek hou van mense en ek gesels maklik, so ek dink ek vat hom maar net soos hy kom. Hierdie boersoeke vrou, dit is 'n wonderlike geleentheid vir iemand om 'n aanbieder te wees van 'n program soos boersoeke of ontbytsake, kan ek vir jou sê. Ja. Ek het nou juist gevra vir 'n jobbie hier, so ja. Jy by ontbytsake wel, jy's hopeloos te duur. Ons kan jou maar dit gee vir jou ander geleenthede op ander plekke ook. Baie ander geleenthede. En jy het my nou genoem dat jy die brand ambassador of die wat is die Afrikaanse woord vir? Die Leon brand ambassadors. Handelsmerk verteenwoordiger. Daar's hy. Van 'n trekker is. So, die company se naam is Keis Trekkers, koop 'n Keis. Dis nie Michelin met daai. Nee. Wow. Ek check. Dis die rooi een, okay. En wat vir my so ongelooflik lekker is van dit het gekom uit Boersoeke vrou uit. Want nou is ek wanneer ek nou nie skiet met Boersoeke vrou nie, dan wil ek nog steeds op 'n plaas wees en nou kan ek met Keis Nampo toe gaan en lamb champs en op boere daar en al daai tipe goeders en ek leer nou van trekkers en stroopers en planters en ek is 'n absolute plaas nerd. Daai goed maak my so opgewonde. So dit is so lekker, dit is sulke tipe geleenthede waar ek nou nog steeds werk en nog steeds op 'n plaas kan werk wanneer ek nie by Boersoeke vrou is nie, maar dan is ek hier waar ek by my mense kan wees. So dis die beste van al die wêrelde. So as jy nou plekke toe gaan soos Nampo of wat ook al en gaan staan jy nou langs die trekker en jou. Ja, kom mense na jou toe. Ja. En dan praat hulle met jou. Nee, ek moet my trekker ken, Pelly. Ek moet weet. Regtig? Ja, ek moet die tegniese goeders doen. Ek smous trekkers en planters en die nuwe AF9 en dan moet ek weet hy die actual flow router system en dis hoekom dit beter is want hy's nader aan die engine. Ek moet daai goed weet want ek moet die brand verteenwoordig by sulke plekke. Soos by Nampo is daar media daar waar ek dan nou die nuwe stroper aan hulle bekendstel en daai tipe goed. Ek dink is vir my dit kom maklik want dit interesseer my, want dit is plaas. Ja. Het dit lank gevat vir jou om gewoon te raak daar om skoene te dra? Ek kan nie wag tot klaar maak dat ek net nie goed kan uittrek nie. Dis daarom cowboy boots, so dit is as ek 'n skoen moet dra, dan is dit die ouetjie wat ek moet dra. Luister, ek gaan nou verder met jou gesels oor. Ons sien eers iets anders. Ons leer gou of ons maak vinnige draai daar by ons Sledeborg Pringel en dan kyk ek fancy se kan getrou. Nou, gesels ons verder. Ons kyk nou lekker. Dis vreeslik lekker om hier te gesels. Gemaklik maar. Ja, ek moet ook maar so sê. Ek gaan nou nie op by die stoel kom soos jy nie. Maar jou werk. I'd love to see it. Ja, ek gaan nie hier kan opkom nie. Marie sê hy gaan vir my 'n paar klappe gee. Dis die vloerbestuurder. Jy's nou beteken jy's baie keer weg van die huis af. Jy weet met jou goed wat jy nou doen en so. Hoe werk dit by die familie is? En kinders mis jou seker bietjie. Ja, so papi mis hulle, mis jou. Ja, so dit
dis die lekkerste, maar die moeilikste werk wat ek al gedoen het, omdat ek so baie weg is van die huis af, maar hulle kom kuier darm regtig gereeld. Of 'n vriendin bring hulle, of my man bring hulle, of oupa bring hulle. Hulle was nog babies. Kyk net Hulle daar. was nog so klein. Ja, so hulle kom kuier regtig baie. Ek meen dit My moeder. Die ding wat my altyd die meeste iets wat 'n vraag in die lewe wat kyk hy's nou nie 'n vreeslike oil painting nie, maar hoe kry jy so 'n mooi vrou soos jy? Vat dit terug. Vat dit terug. Ekskuus nee. Hy is so oulik en so mooi dat ek bereid was om 'n boer op sy te skuif om met hom te trou. Nee, maar regtig, as dit nie was vir Dewald Grey nie, dan sou ek nooit my droom kon volg om boerse vrou aan te bied nie, want hy moes na die 2 kinders, ons 2 honde, die kat, die slang, die hamster, die visse, die skool, alles na kyk terwyl ek op die pad is en dit was vir hom verskriklik moeilik, maar hy het sy vrou ondersteun. Wat doen hy? Hy het die coolste werk in die wêreld. Hy maak prostetiese ledemate. So as jy Hoe is dit, arm of 'n orthotis? been, orthotis en protetis, ja. Nou maar toe. So hy sê ou wie se nommer jy nie wil hê nie. Ek hoor daai Dus- ons maak baie geld hoor. Dit is wat Ek hoor ook so, ek wil 'n bietjie vra wat gaan aan. What's happening? Weet die kids hoe beroemd hulle ma is? Ons kyk die TV regtig nie. Hulle mag oor naweke, mag hulle TV kyk. Ag lente. So dis Lente en Heidi. O, dis 'n mooi naam. Ek hou van Lente. Ja. En so oor naweke mag hulle TV kyk, maar dan kyk hulle kinderstories, Dewald kyk sport. Ek kyk glad nie TV nie. As ek nou soos op Boerse vrou is en hulle gaan kuier by ouma hulle, dan sal hulle nou diepe waters of sulke goeters kyk. En hulle is nou in die sari gewees, sulke tipe goed. So ek dink hulle sien hom, hulle verstaan dit nie. Dis nie vir hulle, ek weet nie, ek dink dit is vir hulle vreemd nie, want hulle word so groot, maar hulle dink ook dis seker maar normaal. Kyk jy vir jouself? Glad nie, nooit. Elke liewe ding waarna ek al gespeel het ek die eerste maand van gekyk om te sien of hoe ek die karakter wil oordra of dit so oorkom en of ek iets moet verander en dan kyk ek weer nie. Luister, mense met jou nie vlak vat nie, soos hulle sê. Ek meen jy het jou eie besigheid. Dis Grey, is dit reg? Grey Creations. Grey Creations. Is dit wat jy aan het nou? Dit is hoeka wat ek aan het. Kan ek op? Ja, jy kan staan op. Maar draai sodat mense kan kyk van agter af ook. Kyk hoe mooi is dit. Ja. Ek mag nie te veel beweeg nie want hy raas. Jy weet ook niks van TV af. Waar is hy? Daai een. Ja. Stel dit mense kan sien. So ek het 'n Gracie begin 5 jaar terug want ek het 'n baie spesifieke styl en ek kon dit net nie in die winkels kry nie en toe het ek dit begin maak en toe het ek eintlik nou 1 April 'n baie groot deel van die besigheid toegemaak want ek het net gevoel dit waar Gracie begin het. Kyk daai kleure en die patrone en dit is wat Gracie was. En ek dink ek het dit half verloor langs die pad. Ek het meer mainstream geword want dis die goed wat mense wil hê. En toe het ek op 'n punt gekom waar ek gaan, maar dit is glad nie hoekom ek dit begin het nie. En toe het ek net regtig ervaar, die Here sê vir my dis nie wat Gracie moet wees nie en ek het na my man toe gegaan. Hy het gesê hy ervaar dieselfde en ek het daai dag dit ervaar, die volgende dag 1 April toe gaan sê ek vir my hele span. Ons maak die deure toe. En nou doen ek nog hierdie. So ek gaan aan met Gracie, my eie kapasiteit om sulke kreatiewe goeders te maak en so, maar die groot deel, die besigheid van groot eenhede en daai tipe goed. Ek het ook 'n fabriek gehad waar ek vir klomp ander besighede klere gemaak het. En so great soos wat dit was en soveel soos ek gevoel het ek ondersteun plaaslike vervaardigers, was dit nie vir my lekker nie, want dis nie hoekom ek dit begin het nie. Is dit wat jy wil doen? Ja. So, en hand ingeryg en hand geborduur en dit is so halwe ek weet nie wat weet ek van klere af, maar dit is so halwe 'n soort van 'n cowboy styl. Ja, so dis baie boheems cowboy kleur. Hierdie is eintlik baie min kleur vir wat ek gewoonlik aantrek. Ja, okay. Ja, dis alles gemengde patrone en gemengde kleure en as iets nie pas nie, dan is dit vir my op die beste. Maar ja, dit is eintlik net die hele hart van Gracie gewees is om kreatief te wees en met kleure en patrone te speel. So I'm taking it back to the roots. Luister, ek het heerlik saam met jou gekuier. Ek is jammer oor die lelike ding wat ek van jou man gesê het, ek bedoel dit goed. Okay. Ja, maar ek dink hy's nog 'n groot donder. Hy gaan vir my hy gaan vir my uitsort. Die groot ding is as jy hom ontmoet, gaan jy hom ek het nooit iemand ontmoet wat nie van hom hou nie. Hy is een van daai mense. Ons stuur jou weg met 'n bitter lekker Boots leersak van Boot & Rally, Cape St. Blaise gin.
Dan ons drink dit ook hier, dis heerlik. Hierdie kos is volgende vlak. En ek praat van volgende week is Charlene terug. Dankie tog. David's nie hier nie. Ons kuier saam met die kunstenaars wat almal by ons ontbytsaak en toe kan ons optree. Elandrey, Elvis Blue, Terren Lamp, Elmy Cher, wat 'n lekker. Ek sal vir julle video stuur. Waar gaan jy? Ek gaan Amerika toe. Hoekom? Ek gaan vlieg. Solank jy van ietsie kry. Jy gaan vlieg. Ja. En kyk hier dan. Kyk hier dan. Maar wat is daai ding wat jy gaan bywoon, David? Oskos. Ons hier is Oskos. Oskos in jou mond Wat Corlie vir ons gemaak het. Verstaan. Dis nie Oskos nie, dis Kaap. Gesondheid julle, gesondheid. Baie julle sien volgende week.